Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Ek was nou deur 2-3 mense gekontak het my sê, Prof, die restoration of the original Sacred Name Bible lyk asof dit nie ooreenkom met die 1611 King James Bible nie. Dit is heel waarskynlik die New King James Bible, die Westcott North Text. Toe sê ek, nou sê vir my net, Joseph Brown Rotterdam skryf wanneer of vertaal die restoration of the original Sacred Name Bible? 1860. Wanneer het die New King James, die Westcott North weergawe, die korrupte weergawe, wanneer het hy tot stand gekom? 1881. Toe is die restoration of the original Sacred Name Bible al omtrent 20 jaar op die mark gewees. So hoe op dese aarde kon Dr. Joseph Brown Rotterdam die Nestle Aland teks gebruik het, as daar nie eers 'n Nestle Aland teks bestaan het nie? Op daai stadium was Westcott North besig met die codexes om die goed bymekaar te sit. Daar was nie 'n teks wat hulle uitgesit het as die Griekse teks, the New Greek, New Testament, soos wat hy vandag bekend staan nie. So ek noem dit nie, moenie laat mense met julle speel nie, asseblief. Vra net die ou, sê vir my, watter tyd was die restoration of the original Sacred Name Bible vertaal gewees? 1860. Wanneer het die New King James Bible uitgekom? 1881. Hoeveel jaar is tussen die twee verskil? 21 jaar. So dit is onmoontlik dat dit gebruik kon word by Joseph Brown Rotterdam. So maklik soos dit. Moenie vergeet nie, dit is moontlik dat daar sekere woorde vertaal is en verander is deur die jare van vertaling, want daar was verskillende vertalers oor die jare gewees. Dit is moontlik. Dis een van die redes dat ek ook die restoration of the original Sacred Name Bible, se Nuwe Testament, vertaal in Afrikaans met 5 verskillende Engelse Bybels, en dis 'n moet, daarom moet jy hom kry. Ek bring weer van die tekste, die 9000 tekste, of skriftuurlike veranderings wat plaasgevind het, bring ek terug, as ook van die verse wat weggelaat was, né? As jy in Openbaring 6 vers 11, en dan elkeen van hulle, het my vingers, die siele onder die altaar, is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein of kort tydjie moes wag, of rus, totdat hulle medediensknegte en hulle broeders, wat gedood sou word soos hulle, voltallig is. Op hierdie stadium is hulle nie voltallig nie, daar is nog ouens as 'n koppe afgesny moet word. Nou is die ouens baie slim, die post-tribulation ouens. Hulle kom nou met die stelling te sê dat hulle gaan deur die groot verdrukking en word by Openbaring 19 vers 11 tot 21 of 6 tot 11 word hulle gered wanneer Jahshua op die wit perd kom. Maar hulle vermy die siele onder die altaar wat doodgemaak word. Hulle sê nee, dis nie die siele onder die altaar nie. Hierdie is Christene wat se koppe afgesny word in die groot verdrukking. Christene, omdat hulle nie die merk op hulle regterhand en voorkoppe wou neem nie, omdat hulle nie weggeruk was by die wederkoms nie. Nou is hulle manhaftig genoeg om die merk te vat. Nee, ou broer, daar's baie min van hulle. Daar gaan nie soveel wees as wat die mense dink nie. Het jy gelees wat hier geskryf staan? Ja. Aan elkeen van hulle onder die altaar wat hier wag, is wit klere gegee. Waarom het nie 'n reus wit klere gehad nie? Waarom toe hulle onder die altaar ingaan, het hulle nie wit klere aangehad nie? Het hulle sonneklere ingegaan? Of het hulle met hulle vuil klere ingegaan? Jy sien, dis die beeldspraak. Dis nie net hy kry wit klere daar sit hy nie. Dis beeldspraak, dit is vergoeding. Die bruid het wit klere ontvang, die oomblik toe die bruid tot wedergeboorte kom. Die oomblik wanneer jy Jafis word en jy onderdompel word, in die naam van Jahshua tot vergifnis vir jou sonde, ontvang jy wit klere. En dan sit heiligmaking en nou gesed lewe om die bruilofskleed mos nou rein te hou. Die ouens wat daar is, ek kan vir jou sê wat 'n klere het hulle aangehad nie.
Want ek wil net 'n ding baie duidelik stel. Wanneer ons lees van die wit klere en die perde in die hemel, die wit perde, dit is metafore, dis beeldspraak wat gebruik word. Die wit klere verduidelik die reinheid van die bruid van Jahvashua. Nou hierdie ouens wat so kop afgesny is, hulle is die bruid nie. Die bruid is in die hemel. Die bruid is in die hemel. Daar gaan 1260 dae basies verloop van waar die wederkoms plaasgevind het tot waar die ouens wie onder die altaar is beloning gaan ontvang om in die hemel saam met Jahvashua te regeer vir 1000 jaar lank. Openbaring 20 vers 4. Verloop daar 1260 dae. So wat gebeur is dat in die siele onder die altaar ontvang nie onmiddellik wit klere nie. Hulle ontvang dit eers wanneer hulle in die troonkamer ingaan. Om saam met Jahvashua te gaan regeer vir 1000 jaar. Openbaring 20 vers 4. Hy sê want hulle het vir 1000 jaar lank in die hemel geregeer, omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop ontvang nie, en as gevolg van hulle getuienis en die woord van Jahwe wat hulle gehad het. So dit is nie die kerk wat deur die groot verdrukking gaan nie. Want as die kerk wat deur die groot verdrukking gaan, na 1260 dae, kom Jahvashua nie op die wit perd nie. 1260 dae, want ons sou so 2000, ons het Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12, 1290 dae plus 1335 dae, 2625 dae, jy ken al die sommetjie, so 1000 van waar die wederkoms plaasvind, 1260 dae, 3,5 jaar is dit groot verdrukking, 105 dae is die duiwel op die aarde gebind, tyd van vals vrede, dis die beloning vir die ouens in die hemel, wat hulle beloning ontvang. En dan die volgende 1260 dae, want net na die tyd wat die duiwel gebind is, word hy losgelaat, en die Gog van Magog by mekaar te maak vir die slag van Armageddon.